Hierdie is 'n aanbieding van Lewende Waters en Patmos Bediening en ek is Monty Elof. Ons is besig om vrae te beantwoord oor die doping met die Heilige Gees en al hierdie vrae en antwoorde is beskikbaar op DVD sowel as CD en dit is ook in boekvorm. So u kan dit van ons bestel van die nommer wat op die skerm verskyn. Nou ons gaan voort met vraag 36, die tweede gedeelte, punt nommer 2. En vraag 36 lei as volg, hy sê, ek is gedoop met die Heilige Gees en ek spreek in vreemde tale, maar wat nou verder? Dit is altyd die vraag wat mense wil weet, wat gebeur nou verder? Nou op die vorige gedeelte het ons reeds begin om dit te beantwoord en ons gaan nou voort daarmee, wat nou verder? Nou goed, as jy gevul is met die Heilige Gees, dan is jy so opgewonde dat jy aan almal wil vertel wat nou met jou gebeur het. Maar dit sal goed wees as jy 'n bietjie wag op die Heilige Gees en toelaat dat die Heilige Gees jou lei met wie jy gaan praat of teenoor wie jy gaan getuig. Want as jy dit doen, sal jy gou-gou uitvind dat die Heilige Gees geleenthede skep, dat hy persone uitkies met wie jy kan praat. Want die probleem is, jy wil met elkeen praat, of hulle nou wil luister en of hulle nie luister nie, jy borrel oor, jy wil gesels, jy wil praat, jy wil vertel. Soms werk dit, maar meeste van die tyd doen dit eintlik baie meer kwaad as wat dit goed doen vir jouself, vir jou vriende, jou familie, en selfs vir hulle wat wil kritiseer en fout vind met dit wat nou met jou gebeur het. Daarom is dit so noodsaaklik dat ons baie versigtig sal wees. Onthou, Jesus kon in sy eie tuisstad, Nasaret, ook nie groot en magtige dade doen nie, omdat hulle nie in hom geglo het nie, want hulle het gesê, dis Josef en Maria se seun, wie is hy, waar kom hy vandaan, om vir ons te kom leer en vir ons te kom vertel. Maar, wanneer jy die leiding van die Heilige Gees soek, en jy vra hom om jou te help om te getuig teenoor mense, sal jy verbaas staan, hoe dat hy jou soms op 'n besondere manier net lei, om jou ondervinding met iemand te deel, wat hy uitgekies het. Nie soseer jy nie, jy sal net voel, ek moet nou met hierdie persoon deel, ek moet nou met hierdie persoon praat, en dan die reaksie wat daarop volg, gaan so wonderlik wees, want dis die Heilige Gees wat dit gereël het. Partymal gebruik die Here 'n vreemdeling om die eerste kontak mee te maak. Dit is nie eers 'n familielid of 'n vriend van jou nie. Dit is sommer 'n vreemdeling wat jy iewers raakloop en jy begin gesels en dadelik vind jy aanklank en voel jy in jou hart en in jou gees, ek moet vir hierdie persoon vertel en getuig teenoor hom wat God vir my gedoen het. En na mate die vriendskap groei en op die regte oomblik port die Heilige Gees jou aan om te deel met daardie persoon. Terwyl ek op die lughawe van Egipte sit en wag vir my vlug na België toe, kom sit 'n jongman daar langs my. Wel, ook nou nie so jonk nie, maar hy was in sy 30er jare. En ek is besig om op my rekenaar te werk terwyl ek wag, want ek moet 2 ure sit en wag vir die vlug. En hy haal 'n blik uit, 'n plastiek blikkie uit sy sak uit. En hy maak hierdie plastiek oop en daar is koekies in en ek sien hy kyk na die koekies en so aan, en hy kyk na my en hy sê vir my, would you like to have a cookie? En ek was op daai oomblik was ek nou baie lus geweest, want dit was chocolate chip koekies geweest. En ek sê vir hom, sure, I'd like to have one. En ek vat die koekie en ek eet hom, maar nou gaan ek aan, na ek hom bedank het, gaan ek aan en werk op my rekenaar, en na so 'n paar oomblikke sê hy vir my, would you like to have another one? En ek sê, well, I don't mind if I do. Ek sê, dis baie lekker chocolate chip koekies hierdie van jou. Hy sê, oh, my wife made them. Ek sê, nou maar gee my komplimente aan jou vrou, want sy maak baie, baie lekker koekies. En hier begin hy so met my te praat, en hy sê, my vrou is 'n kind van die Here, jy weet, en ek het nou so 2 jaar gelede tot bekering gekom, en ek is gedoop met die Heilige Gees, en wat 'n lieflike man. Ons het daai 2 ure omgesels. Toe is hy 'n Belg wat op pad is terug na België toe, en hy voel hy wil vir die Here daar gaan werk.
En ek en hy beland toe op in dieselfde ry langs mekaar op die vliegtuig, en daar het ons nou 'n tyd gehad. Maar tussen ons twee was 'n oop sitplek gewees. En hier kom 'n ander persoon en hy kom sit daar, en hierdie jongman begin sommer met hom te deel. En nou sit ek maar so met een oor en luister, terwyl ek besig was om 'n boek te lees, en die twee gesels land in sand, en hierdie ander man getuig vir hom, toe is dit 'n moslem. Maar hy's nou nie so 'n ortodokse moslem, wat so vas is in sy godsdienst nie. En hulle twee gesels, en daarin sê die jongman, en hy stel hom voor aan my, en hy sê, hierdie is Dr. Elof, en hy is ook 'n kind van die Here, en die ander ou sê, maar hy is nie so spraaksaam soos jy nie. Ek sê, nee, ek luister maar wat julle sê. En toe, uiteindelik kry ek ook my kans in, en voordat daardie vliegtuig land, was dit ons voorreg gewees, om daardie moslem na die Here toe te lei. Of hy die Here verder gaan dien het, weet ons nie. Maar hy het Jesus aangeneem as sy persoonlike saligmaker. So God skep 'n geleentheid, maar baie keer is jy nie geëerd in jou eie gesin en tussen jou eie mense nie, en Jesus se woorde is nog altyd waar. Hy sê, 'n profeet is nie ongeëerd nie, behalwe in sy vaderland en onder sy familie en sy huis. So dit mag dalk wees dat jy in jou gesin nie so maklik dit gaan regkry nie, en hulle gaan jou ook baie maklik op jou foute wys nie. Oomblik as jy iets verkeerd doen, dan sê hulle, maar jy sê jy's 'n kind van die Here, of jy's gedoop met die Heilige Gees, of jy spreek in tale. Kyk wat vang jy nou weer aan. Onthou, jy's nie 'n engeltjie nie. Ons sal later meer daaroor sê. Jy is wel 'n wedergebore kind van God. Jy is wel gedoop met die Heilige Gees, maar hierdie ou verstand en hierdie ou liggaam is nog onderworpe aan baie dinge van hierdie ou wêreld. En daarom moet ons groei in ons gees. Dis noodsaaklik. Onthou nou, ons praat oor wat moet ek nou verder doen. Ek moet groei in my gees, sodat ek sterker kan word, en dat ek my verstand en my liggaam uiteindelik kan oorheers. Ek het ook maar op die harde manier geleer. Ek het gevoel van my vriende en my familie, hulle moet my getuienis hoor. En ek het geglo, as ek hierdie wonderlike getuienis aan hulle bring, sal dit met oop arms verwelkom. Hulle sal aan my lippe hang. Maar hulle het nie gedeel in my vreugde en my blydskap nie. En party van hulle het selfs aanstoot geneem daaroor. Die oomblik as ek met hulle daaroor praat, dan het hulle gesê, kom ons los die onderwerp of. Dis nie nou die geleentheid om daaroor te praat nie, terwyl ek geborrel het, en ek almal net wou vertel. En ons moet ook lig loop. Moenie dink, dat jy sommer nou met die meer geestelike volwasse persone in jou kerk kan gesels nie. Want hulle deel dalk ook nie in jou opgewondenheid en jou entoesiasme oor dit wat jy van die Here ontvang het nie. Want daar is sommige van hulle wat dit dalk nie het nie. Ons neem nou aan met die jare wat hulle die Here dien en wat hulle vir die Here werk, sal hulle deel in ons entoesiasme. Hulle sal bly wees oor dit wat die Here vir ons gedoen het. Maar partymal het dit net mooi die teenoorgestelde uitwerking. In plaas daarvan dat hulle bly is saam met ons, in plaas dat hulle die Here dank saam met ons, sit hulle met 'n probleem, want jy sien, hulle het vir so lank dieselfde paadjie geloop, en hulle het vir so lank dieselfde dinge gehoor en gedoen en gesê, dat wanneer ek en jy met 'n vars, nuwe salwing en 'n nuwe ondervinding van die Here na hulle toe kom, en dit borrel uit ons binneste, dit dikwels vir hulle 'n probleem is. Dat jy hulle soms so 'n bietjie onkant betrap, en dan kan hulle ook aanstoot neem. En dikwels is hierdie mense, alhoewel hulle mooi, pragtige Christene is, kinders van die Here is, in dieselfde posisie as wat die skrifgeleerdes en die fariseërs was in Jesus se dag. Daar's baie van hulle wat selfs nie eers verstaan waarvan jy nou praat nie. Ek het in hierdie week vir iemand gebid, wat 50 jaar gewag het vir die doping met die Heilige Gees. 50 jaar lank. Sy wedergebore kind van die Here, gaan kerk toe, dien die Here. Maar om 50 jaar gevat, voordat hy gevul is met die Heilige Gees. En in daai tyd het hy dit ook maar nie verstaan nie. En dat hy ook maar fout gevind en gekritiseer. En partykeer ook gedors daarna. Maar hy het dit nie verstaan nie. En hulle verstaan ook nie dat hierdie wonderlike, bonatuurlike werking in krag van die Heilige Gees deel van hulle daaglikse lewe moet wees nie.
So wanneer jy dan teenoor hulle getuig, en van hierdie heerlikheid straal, van die Here wat in jou binneste is, dan raak hulle geestelik jaloers. En dit is so, jy moet kennis neem daarvan, dat mense geestelik jaloers raak, omdat God dit vir jou gedoen het. Hulle voel dan ongemaklik, en hulle vind dit 'n probleem om te deel in jou wonderlike ondervinding. En hulle maak dit sommer af as net niks nie, of ag, volgende week is jy maar weer op dieselfde pad, en volgende week doen jy maar weer dieselfde goed wat ons doen. Ons moet reg wees vir hierdie mense wat ons kritiseer, wat met ons fout vind, en moenie dat hulle jou afbreek nie. Moenie dat hulle jou van die pad afkry nie, want dit is baie keer wat die Satan wil doen. Hy wil jou juis van die pad afhaal. Hy wil jy sê jy moet moedeloos raak. Hy wil jy sê jy moet opstandig raak. Want jy sien, die probleem is dit as ons gekritiseer word en mense maak dit wat ons ontvang het sommer af as ag, dis niks nie, en skel ons partykeer uit, dan raak ons ook opstandig. En dan wil ons nou argumenteer en partykeer terugbeklei. Nee, los, laat die Heilige Gees sy werk doen. Dikwels is dit die mense wat ons die minste van verwag, wat kandidate word vir ons getuienis. En selfs vir die doping met die Heilige Gees. Jy is besig om met 'n persoon te gesels. Of met iemand wat jy dit nooit van verwag het nie. En skielik kom jy agter, maar hier is 'n openheid by hierdie persoon. En daar is 'n dors in sy binneste na die doping met die Heilige Gees. En kom ek vir u sê, ek is nie die doper met die Heilige Gees nie. Jesus is die doper met die Heilige Gees. En hy sê ons met die hande op mense lê. En ek het al gesien dat baie mense, vir ander mense die hande op lê en God hulle vul met die Heilige Gees. Ons is besig om die vraag te antwoord, ek is gedoop met die Heilige Gees, ek spreek in vreemde tale, maar wat nou verder? Nadat ek gedoop is met die Heilige Gees, nadat ek nou begin spreek het in tale, wat moet ek nou verder doen? Nou, onthou nou, hierdie gebedstaal wat jy ontvang het, moet jy elke dag beoefen. 1 Korintiërs 14 vers 4 sê Paulus vir ons, hy sê, hy wat in 'n taal bid, hy stig homself. Nou ons het dit alreeds behandel in 'n vorige program, en ek gaan nie weer al die gronde dek nie, jy moet maar die DVD's en die CD's kry en daarna luister, of kry gerus my boekie 43 vrae en antwoorde, dit sal vir jou al die antwoorde en oplossings gee wat jy nodig het. Maar as weergebore kind van die Here, wat gedoop is met die Heilige Gees, spreke in tale, is dit noodsaaklik dat jy letterlik elke dag van jou lewe in tale moet bid. En moenie wag tot jy eers hoendervleis kry nie, of moenie wag tot daar nou 'n regte geleentheid is nie. Die Heilige Gees is mos nou in my, hy woon binne in my. En al wat ek moet doen is, ek moet net beginne spreek in daardie klank wat die Here my gee. Nou, ek wil ook nie aanbeveel dat jy daar in die kantoor sal sit voor al die mense in hardop in tale praat nie, want hulle sal al dink daar's iets verkeerd met jou. Maar wanneer jy alleen is, wanneer jy daar in die gang stap, wanneer jy in die huisbak is, wanneer jy in jou motor is, alleen in jou kantoor is, kan jy saggies daar by jouself lekker in tale bid en God se naam verheerlik. En wanneer jy tussen mense is, kan jy selfs hier in jou gedagtes, kan jy bid in daardie taal en dat daardie stroom van lewende water vloei in jou binneste. Dit is waarom God ons doop met die Heilige Gees. En ons wil weet, wat nou verder? Goed, punt nommer 3. Moenie haastig wees om groot veranderinge nou te probeer bewerkstellig aan jou kerk, of jou huissel, of ander mense te probeer oorreed, om dit te ontvang wat jy nou het nie. Moenie haastig wees nie. Die Bybel sê, hy wat geloof het, is nie haastig nie. Werk versigtig. Onthou, daardie mense, vir hierdie ondervinding wat jy ontvang het, is vir hulle heeltemal vreemd. En nou moet jy versigtig werk. En as jy nie begin faal met jou getuienis, en mense wil nie na jou luister nie, en mense sny jou kort, en jy vind dat mense selfs jou die koue skouer gee, en party sal jou selfs openlik aanval, en dit mag wees dat jy jou kerk of jou huissel dan sal wil verlaat, en jy wil 'n plek gaan soek waar jy nou meer aanvaarbaar is met dit wat jy ontvang het. Wees net kalm, moenie haastig raak nie. Moenie sommer haastige besluite neem nie. Ek is klaar met julle, ek is klaar met die kerk nie. My advies is, beweeg stadig. Bid baie, en praat met die Here, gesels met die Here, en maak baie seker
dat dit God se wil is, as jy dalk van kerk moet verander. Moenie sommer net in 'n rigting gaan nie. Want jy sien, dit sal miskien dalk skade bring aan jou getuienis, as jy nou sommer net jou kerk verlaat. Dikwels word jou getuienis juis daar benodig tussen daardie mense, waar jy nou nie wil wees nie. Laat jou lig daar skyn. Die sterkste getuienis in enige gemeente, kom gewoonlik van daardie paar geesvervulde mense, wat in die kerk is. Skaar jou saam met hulle. Daardie mense, wat praat soos jy praat. Daardie mense, wat voel soos jy voel. Skaar jou saam met hulle, en geniet saam met hulle, dit wat die Here vir julle gee. Dit is hierdie mense, hierdie geesvervulde mense, wat besig is met voorbidding, met smeking, en danksegging, wat hulle voor God mee kom. Wat die gemeente weer aan die brand moet bid. Hulle moet volhard in die gebed, totdat die herlewingsvuur weer beginne hoogbrand in daardie gemeente. En die Here het jou dalk daar nodig. So maak seker, kry vir jou mense, wat soos jy voel. Bid saam met hulle, vertrou die Here saam. En jy moet toelaat dat jou ondervinding met die Heilige Gees jou in 'n dieper en in 'n meer liefdevolle deelname in die werksaamhede van jou kerk en jou gemeente intrek. Moenie nou wegskram nie, moenie nou gaan terugsit nie. Moenie nou jou afskei van die mense af nie. Nee, nou moet jy jouself beskikbaar stel. Nou moet jy jou lig laat skyn. Daar is ander lidmate van jou kerk wat na jou getuienis geluister het, en hulle wag nou om te sien wat die vrug van jou ondervinding is. Hulle kyk wat jy gaan doen. Hulle gaan kyk wat gaan jy maak met dit wat jy ontvang het. Onthou, jy het nou vir hulle getuig, jy het vir hulle vertel wat die Here vir jou gedoen het, jy is opgewonde, en hulle sit en kyk, wat maak jy? En die probleem is dit, ons word so dopgehou dat as ons 'n misstap maak, is daar 'n klomp vingers wat gelyktydig op jou wys. Maar, wees kalm, wees rustig, gaan jy maar net aan en dien die Here. En as hierdie mense sien, dat hierdie ondervinding van jou, wat jy nou gehad het met die Here, 'n dieper liefde vir die kerk en vir sy mense, en vir jou gemeente, jou inneem en inlei, dan sal hulle ook begeer, om hierdie ondervinding deelagtig te word. Jy sien, ons probleem is dat ons baie keer so opgewonde is, en dat ons so oordonderend is met dit wat ons ontvang het, dat ons mense eintlik wegstoot en wegjaag van ons af. Maar as ons hulle met wysheid en met die liefde van die Here bedien, dan gaan hulle uiteindelik agterkom, maar my man het verander, of my vrou het verander, of my seun of my dogter het verander, of hierdie vriend of vriendin van my het heeltemal verander. Dis nie meer dieselfde mens nie. En dan uiteindelik kan hulle by jou kom en sê, hoor hierso, maar ek wil hê dit wat jy het. Dit was my grootste voorreg toe 'n vriend van my 'n paar jaar gelede na my toe gekom het en vir my gesê het, Monty, ek wil hê wat jy het. Toe sê ek vir hom, al wat ek jou kan bied, is die Heilige Gees. Toe sê hy, maar dis presies wat ek wil hê, en dis wat ek kort kom in my lewe. En ek het saam met hom gedeel, ek het vir hom hande opgelê, God het hom gedoop met die Heilige Gees, hy het begin spreek in 'n vreemde taal, wat hy nog nooit geken of verstaan het nie, en dit het 'n verandering in sy lewe gebring. En daarom, as jy sommer net begin hardloop van kerk tot kerk, het jou getuienis geen effek nie. Daarom moet jy versigtig wees met dit wat jy ontvang het. Moenie nou begin rondhardloop nie. Moenie nou jou kerk laat staan nie, moenie jou familie en vriende laat staan nie. Wees versigtig. Laat die liefde van die Here straal uit jou. Onthou, hy sê strome van lewende water sal uit jou binneste vloei. Nou, omstandighede verskil, en elkeen van hierdie omstandighede het sy eie meriete. En daarom kan ons ook nie voorspel hoe en wat en waar die Heilige Gees gaan beweeg nie. Ons moet maar stil en ingestem wees en kyk wat gebeur. Nou, een ding is baie duidelik. As ons geduldig is en ons wag getrou op die leiding van die Heilige Gees, dan sal God op die regte oomblik die deur vir ons oopmaak, sodat ons kan getuig. Die regte oomblik sal hy die deur oopmaak. Mag die Here u seën. Vertrou dat hierdie lering vir u leersaam was. Kom ons bid saam. Vader, ons wil vir u baie, baie dankie sê vir die Heilige Gees.
En baie dankie dat die Heilige Gees ons leer en ons lei en ons help. En ek bid vir die liefde van Jesus om uit ons uit te straal, waar ons gaan en beweeg, dat mense sal begeer om ook te kan hê wat ons het. Seën een en elkeen wat nou kyk, vul hulle met u Gees in die naam van Jesus. Amen. Baie dankie dat u gekyk het. Mag die Here u seën.